Goeienaand, ek is Lenet Francis. Welkom hier by Fokus op SABC3. Op Oudtshoorn in die Klein Karoo eis inwoners dat die dorp se munisipaliteit onder administrasie geplaas word. En vanaand probeer ons antwoorde vind waarom veral swart jeug in ons land sulke uiterste vaardigheidstekorte het. 'n Politieke toutrekkery oor wie die bekende toeristedorp Oudtshoorn op plaaslike regeringsvlak moet beheer, is besig om die Karoo dorp se vooruitgang te knel. Vroeër die week het besorgde inwoners na die munisipale kantore opgeruk en vir die herstel van demokrasie gevra. 'n Memorandum is ook aan die Wes-Kaapse regering oorhandig waarin versoek word dat die plaaslike munisipaliteit onder administrasie geplaas word. Die kantoor van die provinsiale minister van plaaslike regering, Anton Bredel, het bevestig dat so 'n versoek ontvang is en dat dit ondersoek word. Indien die munisipaliteit wel onder administrasie geplaas word, kan die stadsraad ontbind word en 'n administrateur aangestel word om die dorp te bestuur. Maar wat is die uitwerking van die huidige politieke skaakmat op die blyklik verdeelde gemeenskap? Spesialist-regisseur Dani Juffers het die dorp besoek en met verskeie besorgde rolspelers gesels. Hier is Dani se verslag. 2 weke gelede het inwoners van Duiselsdorp, 'n gemeenskap buite Oudtshoorn, ook teen die plaaslike munisipaliteit betoog. Leon Kamfer beman die advieskantoor van 'n bekende landelike forum. Volgens hom is Duiselsdorp 'n vergete gemeenskap. In Duiselsdorp was 25 jaar laas 'n huis gebou, terwyl in Oudtshoorn elke dag gebou en gebreek word. En Duiselsdorp se begraafplaas loop deur onder swak dienslewering. Weens 'n verwoeste omheining is dit nou 'n gewilde weiplek vir kleinvee en donkies. Oop grafte skep 'n gevaar vir inwoners en veral skoolkinders wat daagliks verby die begraafplaas moet loop. Daar is nie 'n blom wat jy op 'n graf sien nie. En ek dink dit is wat ons mense die hartseerste maak. Die feit dat hulle familielede, hulle kan nie kom blomme opsit nie. Soos gewoonlik op verjaarsdag of iets van familielede. Hulle kan nie kom opsit nie want die donkies en die bokke vlieg dadelik af. So al wat die munisipaliteit moet doen is om 'n ordentlike heining om te sit. Hulle moet net 'n ordentlike heining omsit. En maandag het honderde inwoners op Oudtshoorn aan 'n tweede protesoptog teen die ANC-beheerde munisipaliteit deelgeneem. Ontevrede inwoners en lede van die plaaslike DA-tak, die Oudtshoorn Belastingbetalersvereniging, die Oudtshoorn Burgerlike Beweging en die burgerregteorganisasie AfriForum het dit duidelik gestel hoe hulle oor die huidige munisipale bestuur voel. Die optog is deur die Wes-Kaapse DA-leier Dr. Ivan Meyer gelei. En terwyl 'n groepie ANC en die Kosa ondersteuners die verrigtinge probeer ontbrug het hy en ander gemeenskapleiers die Oudtshoorn munisipaliteit met harde woorde en beskuldigings aangeval. Die dorp verdien beter. Ons gaan hierdie dorp vat. Hierdie dorp behoort aan Oudtshoorn. Die dorp behoort aan die mense van Oudtshoorn. Die politieke toutrekkery op die dorp het ontstaan na 'n tussenverkiesing in Augustus verlede jaar waarin 'n DA-Cope-koalisie nalskraap beheer oor die munisipale raad verkry het. Die ANC-beheerde munisipaliteit het egter geweier om die uitslag, wat amptelik as vry en regverdig verklaar is, te aanvaar. Daarna verloor die munisipaliteit 3 dierhofsaake oor die aangeleentheid, maar weier steeds om die politieke handdoek in te gooi. Die aanhoudende regsaksies waar hulle ons onder meer hof toe vat, waar hulle verskeie politieke partye hof toe vat, waar hulle die proses van regering, van demokrasie basies in die howe probeer vertraag, is vir ons 'n groot bekommernis. Hannes Visser is die redakteur van die Oudtshoorn Koerant, 'n plaaslike publikasie op die dorp. Volgens hom is die huidige politieke toutrekkery sleg vir die dorp. Ek dink daar's 'n bekgeveg, maar ek dink tog dienslewering lê daaronder. Want jy weet as 'n ou se topadministrasie in die Kaap is vir 'n hofsaak. Jy weet as jy munisipale bestuurder in die Kaap is of die burgemeester is in die Kaap of wie ook al in die Kaap vir 'n hofsaak, dan neem maar mense waar in hulle plekke. En dan vir daai week, jy weet die mense skakel en daar word nie reaksie gegee nie. Die regering van die dag wat in bewind moet wees, is nie in bewind nie. Hulle speel met ons geld politiek in die howe. En dit het natuurlik dan 'n uitwerking op die vooruitgang van ons dorp. Lizaan Pelham en George Kershop is 2 sentrale figure in die stryd teen die Oudtshoorn munisipaliteit en dryfvere agter die afgelope week se optog. In die versoekskrif en memorandum wat aan die premier van die Wes-Kaap, Helen Zille, gerig is, word verskeie kwelpunte op die dorp uitgelig en word versoek dat die provinsie ingryp en die Oudtshoorn munisipaliteit so gou moontlik onder administrasie plaas. Beweringe van korrupsie en wanbestuur, 'n gebrek aan deursigtige tenderprosesse en swak dienslewering word onder meer in die dokument gemaak. AfriForum is baie bekommerd al vir die afgelope paar jaar oor die situasie in Oudtshoorn
En ons voel dat die munisipaliteit is disfunksioneel en daarom kry ons groot verdeeldheid in ons gemeenskap. En mense staan nie saam en staan nie op teen wat verkeerd is nie. En ek dink in hierdie situasie waar ons munisipaliteit tans verkeer, is dit 'n teelaarde vir korrupsie. Daar word tans 'n skrikbewind in die munisipaliteit gevoer. Daar's goeie mense in ons munisipaliteit, mense wat hulle werk wil doen. Die Oudtshoorn munisipaliteit het reeds in 'n 2012-2013 verslag van die ouditeur-generaal deurgeloop toe daar kommer uitgespreek is oor 'n gebrek aan stabiliteit en swak leierskap. 'n Bevinding wat onlangs deur 'n onafhanklike ontledingsverslag van die munisipaliteit se doen en late bevestig is. Ons het nie toegang tot inligting nie. Ons mag nie eens by die voordeure inloop nie. As die voorsitter van die Belastingbetalersvereniging is my e-posse al vir die laaste 3 jaar geblok. Met ander woorde, my konstitusionele reg is my ontneem. Die plaaslike ekonomie op Oudtshoorn steun grootliks op toerisme en die landboubedryf. Beide die Sakekamer en die Toerismevereniging is besorg oor die politieke skaakmat wat die dorp tans ervaar. Huidiglik met die toestand van wat dit is daar nie nuwe ontwikkeling nie. Die goedkeur van nuwe ontwikkeling aldag goed sloer. Wat 'n impak het op toerisme. Natuurlik nuwe gastehuise of nuwe aktiwiteite aldag goed vat baie langer tyd om van die grond af te kom. Die raad het nou behoorlik ongeveer 'n jaar laas 'n vergadering gehou en op die vergaderinge moet allerlei goeders wettig goedgekeur word. Nou as die vergadering nie gehou word nie, kan die goed nie goedgekeur word nie. Dit is 'n bietjie van 'n skaakmat situasie. As ons huidiglik kyk na die situasie in Oudtshoorn, het hulle nie baie tyd oor nie. Want op die oomblik hulle geldkrane begin nou leegloop en ek dink ook ons gaan by 'n situasie kom waar ons nie meer ons verpligtinge gaan nakom nie. En daar is reeds kontrakteurs wat ek hoor wat nie op tyd betaal kan word nie, wat 'n duidelike aanduiding is van kontantvloeiprobleme binne die munisipaliteit. Fokus het verskeie pogings aangewend om die Oudtshoorn munisipaliteit se kant van die saak te hoor en 'n amptelike reaksie op die talle beweringe en aantuigings te kry. Maar versoeke vir 'n TV-onderhoud in 2 e-posse en 2 persoonlike besoeke aan die munisipale kantore het egter weinig opgelewer. Nadat senior amptenare aanvanklik tot 'n fokusonderhoud ingestem het, het hulle op die laaste nippertjie koue voete gekry. 'n Beplande lasteraksie teen Ivan Meyer oor beweerde lasterlike uitsprake tydens die optog is as rede vir die besluit voorgehou. To put this town and this municipality under administration. Ons versoek aan mevrou Zille is dat ons 'n paneel saamstel met haar hulp wat verteenwoordigend is van alle gemeenskapsgroepe in die dorp. Ons het nie 'n ander keuse as om die munisipaliteit onder administrasie te plaas nie, want sou dit nie gebeur nie, sal hierdie tendens net voortduur. Ons beskou administrasie eintlik ingryping in terme van artikel 139 van die grondwet. Beskou ons as departement as 'n laaste uitweg. En terwyl die politici verwoed veg oor wie die baas van die plaas op Oudtshoorn moet wees, is inwoners en belastingbetalers aan die verloorkant. Net hierna, waarom is daar 2 dekades na ons demokrasie steeds skreiende vaardigheidstekorte, veral onder ons swart jeug? Bly ingeskakel. Germs are all around the house and they threaten the health of your family. How goes the secret germ invasion? Chief, our germ soldiers have surrounded the house. We're all over the kitchen. And the bathroom? We own the bathroom. What is that? Domestos All-in-One Thick Bleach has a foamy thick formulation with added detergent to perfectly clean all the surfaces of your house. And kill germs dead. Domestos cleans and kills germs all around the house. Nuwe Comfort met essensiële olies. Ervaar die kalmerende sensasies van aromaterapie. Nuwe Comfort aromaterapie. No. Your beauty deserves real satisfaction. A little afternoon delight. Me. Take my rich, full-bodied roast chicken flavor, my alluring, creamy taste, and my hint of garden-fresh chives. Once you have tasted me and my noodles, you will never want another. Beautiful. Sensations, new from Kappa Soup.
Let the flavor seduce you. I need assurances. I will confess to conspiring with Veronica Martinez and Vicente Cano to take South Fork. But I need assurances that everything I say is sealed. That none of you will tell Elena what's happened, that everything stays between us and whoever you bring to it. Secrets are out in the last of the series, tonight at 9:30 on 3. Welkom terug by Fokus. 'n Oorsigverslag van Statistiek Suid-Afrika oor werkskepping en werkloosheid onder jeugdiges die afgelope 20 jaar toon dat alle werksgeleenthede met 66 van 9 miljoen in 1994 tot 15 miljoen vanjaar toegeneem het. In die tyd is 162.000 nuwe werksgeleenthede vir wit jeugdiges geskep. Uit die 6 miljoen werksgeleenthede wat geskep is, was 5,3 miljoen vir swart jeugdiges. Bruin jeugdiges het 500.000 van nuwe werksgeleenthede gekry en inderjeugdiges 157 oor swart jeugdiges. Tussen die ouderdomme van 25 en 34 het die laaste 2 dekades aan die kortste end getrek as dit kom by vaardigheidsontwikkeling. Maar waarom die skreiende agterstande na 20 jaar van demokrasie? Hier in Johannesburg gesels ons met Joe Samuels. Hy is uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse kwalifikasieowerheid en in ons C-punt ateljee sit Graham Block. Hy is 'n onderwyskenner en 'n ontleder. Goeienaand en baie dankie aan albei van julle vir julle tyd vanaand hier op Fokus. Black youth regressing in acquiring skills the past 2 decades, Graham. What do we attribute that to? Well, let me say that I don't think they've regressed as such. But what we found is that the unemployment rate has gone up amongst black youth, especially skilled black youth. And why do you say that happened? What's the reasons for that? Well, I think it's right through the system, the education system, and it's broader in society. But I mean, I think the issue is that the foundations in maths and literacy are not good enough. And that reflects in racial categories happening even in university level and FET level. So there are some universities that are entirely black, where white people don't go, like University of Limpopo, and some where white and black go, but whites are much more successful. So I think there's a range of issues there. Does it make sense We shouldn't find... Sorry, Graham, continue. We shouldn't find so long after democracy that black kids do worse than white kids. I think it's where you are born should not determine what your outcomes are. Vind jy dit vreemd na al hierdie 2 dekades met spesifieke gefokusde regeringsprogramme dat veral bruin en swart jeug nog steeds lyk my blykbaar nie vaardigheidstekorte het om in diens geneem te word nie? Ja. Net ek stem in die algemeen saam met wat Graham sê dat 'n mens moet kyk na die hele prent en die grootste prent is dat daar baie vordering was. Maar dat waar dit kom by bruin jeug en aan Afrikaner is daar 'n bietjie van 'n agterblyfsel ten opsigte van die jeug van wit en van Indiër jeug. So daar moet natuurlik die kwaliteit van onderrig moet verbeter, veral in die Afrikaan skole. Maar as jy sê die kwaliteit van onderrig, sekerlik was daar programme in diensopleidingsprogramme, spesifieke gefokusde programme van die regeringskant, 'n mens wat swart jeug geteken het. Waarom het hulle dan nie daarbey baat gevind nie? Ja, kyk, soos weer eens is die kwessie dat die groot probleem as 'n mens kyk na apartheid en so aan, dat is 'n baie groot afstand wat daar is tussen die skole en so aan. En die groot meerderheid van skole is in die Afrikaanse areas en so aan. So daar's 'n baie groot gap tussen dit. As jy byvoorbeeld spesifiek kyk van die kwalifikasieowerheid se kant, mense kan mos daarom nou meet hoeveel gegradueerdes jy kry, jy kan meet in watter sektore groei. Word daar belê deur maatskappye in spesifieke sektore waarby swart jeug byvoorbeeld nie baat nie of waar hulle net nie aan die vaardighede besit nie? Ja, kyk, wat gebeur as mense na die hele stelsel kyk, dat as ek praat van kwaliteit, beteken dit dat as 'n mens van throughput rates kyk, dat daar nie baie goed deurkom. Jy byvoorbeeld by die colleges en Graham het dit ook genoem, dat na 3 jaar byvoorbeeld is daar net 11% van mense wat deurkom. So daar's 'n groot fokus om mense binnekant in die instansies in te kry, maar dat hulle nie deur die stelsel gaan en so nie. So daar's groot probleme ten opsigte van die kwaliteit.
Graham, one of the things that Statistics South Africa pointed out was that there's almost a generation that's lost now because they don't have skills, and if they don't have skills, they're unemployable. Look, I think you've got to be the best you can be. And obviously that means achieving in maths and literacy. And our own ANAs are showing that kids are not getting it. So I don't think that the generation is lost. I think the generation has a hard time. Ja, jy stem But no generation can ever be lost. Ja, in die algemeen dink ek Graham maak 'n goeie punt dat ek dink nie daar's 'n verlore geslag is dit ware nie. En dat weer eens in terme van die programme, so wat jy reg noem, dat daar's baie programme wat gemik is op dit en so aan. Die sukses van daai programme is ons moet meer suksesvol wees om mense deur die stelsel te kry en so aan. So byvoorbeeld baie van die planne wat nou op die tafel is, sê dat wat mense moet probeer doen veral vir die volgende 18 jaar is om seker te maak dat die hoeveelheid mense wat binnekant in die programme is, dat die bestaande programme dat ons dit moet vermeerder sodat meer mense kan deurkant kom. Tweedens dat die verskeidenheid van programme moet ook verbeter word en vermeerder word. Want jy kan nie net op spesifieke goede ook fokus, jy moet dit verbreed. En dan, soos ek sê, die hele kwessie van die kwaliteit van die onderwys, die kwaliteit van lektore by verskillende instansies, by FET colleges en so aan. So al die goede moet verbeter in die volgende 18 jaar. If you look at what needs to be done, and after the break, it's something that I want us to focus on more specifically, but if you look currently at black youth and the fact that some of them are unemployable, what's happening to them? What are they doing with their time? Why do we have this vast difference between who can be employed and who is just waiting for an opportunity to be trained, to be skilled? No, quality is a big issue. And I think that you have to achieve. Otherwise, you sit on the street, or maybe you become voting fodder for a particular party, or maybe you become disillusioned. But youth are very optimistic generally, and they achieve if we help them to fly. So I think the solutions are in helping them to fly, and we'll come to them. Do you believe that companies have done enough to invest and to encourage the development of skills, particularly among black students or graduates? Well, I think that's one of the things. Business needs to get more real. They've done a lot of things, but not enough. Jy wil daarop reageer? Ja, in die algemeen dink ek, Lenet, het ons, is daar baie programme en baie geld en tyd te spandeer om goede te verbeter, maar soos ek dink die oor grote ding is dat ons met almal altyd probeer om meer te doen. En as ons praat van beide die publieke soos wel as die privaat sektor, baie meer moet gedoen word as ons wil die probleem oplos. Kan jy gou vir my net so 'n oorsig gee van in watter sektore word daar byvoorbeeld belê in opleiding en is dit werklik waar wat ons ekonomie benodig? Ja, kyk in die algemeen as mense na die verskillende sektore kyk, wat die regering nog gedoen het, is hulle het 'n lys van 100 skaars vaardighede en het hulle bekend gestel om vir mense te sê, kyk, die is die rigtings waarin ons moet investeer en op 'n grootskaalse manier probeer om meer en meer mense deur daai gedeeltes te kry. So byvoorbeeld die ingenieurswese is een van daardie areas. Dan is die finansiële sektor is ook 'n groot area wat ons baie meer moet investeer en geld insit. Wel, na die breek sal ons gesels vra, sal meer opleidingsprogramme en ingryping van regeringskant byvoorbeeld daardie vaardigheidstekorte onder ons jeug aanspreek. Bly ingeskakel. It kept me dry. It was invisible as soon as you put it on. It doesn't leave like a chalky mark. None whatsoever. Nothing on my shirt. No residue on it at all. Like off? Not on camera. Sure. No white marks. No stripes. That's pretty crazy. No white marks, nothing. New Dove Invisible Dry, our best ever anti-white marks protection.
In Pietermaritzburg het ons vir Steele en Sam ontmoet. By ons spaar hulle byna R6,000 per jaar net op hulle motorversekering. Om te sien hoeveel jy kan spaar, SMS kwotasie na 44211. Outsurance, waar jy altyd iets uitkry. I've used Robertson's herbs and spices for ages. For steaks, I mix barbecue spice with garlic salt and brown sugar. It'll mix with all the juices inside for a delicious full flavor. Look at that. There are many ways to cook steak, but not many that taste this good. Robertson's, what's your combination? SMS steak to 33729 to receive this tip. I'm New Skip. And I love what you're wearing. That's why I do more than just remove stains. I keep colors bright and texture smooth. New Skip for beautiful clothes. At last, my love has come along. Flora's New Gold has 70% less saturated fat than butter, along with a delicious new buttery taste your heart will love. Vaardigheidstekorte onder ons jeug belemmer hulle kanse om werk te kry. Die werklose jeug beslaan sowat 75% van ons land se werklooses, maar sal meer gefokusde opleidingsprogramme van maatskappye en ingryping van die regering al kanse vir indiensneming verhoog. Ek gesels verder met Joe Samuels, hy is uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse Kwalifikasieowerheid, en in Seepunt met Graham Block, hy is onderwyskenner en ontleder. Net sommer vir jou vra na die breek, is daar bestaandig genoeg motivering vir maatskappye in die privaat sektor om in ons jeug te belê? Ja, kyk, die groot ding wat ons moet doen, veral met die privaat sektor, is dat hulle moet gemotiveer word, sodat hulle kan sien dat die probleem waarvan ons praat, is 'n nasionale probleem. Dit is 'n probleem wat nie net alleenlik deur die regering opgelos gaan word nie, maar as ons almal saamwerk. Ek wil ook nog 'n ander komponent praat, en dis die ouers wat moet inkom. En of course die leerders hulle self. Want as ons wag vir iemand anders om 'n verandering te bring, dan gaan ons wag tot ewig toe. So al die verskillende komponente van ons gemeenskap moet saamwerk om die probleem aan te durf. So die regering byvoorbeeld het 'n wit papier het hulle bekend gemaak aan die einde van verlede jaar, en daai wit papier stel 'n plan uiteen hoe om na die hele kwessie te kyk. Ook nog 'n belangrike ding is dat die verhouding tussen die werkplek en die instansies, dit moet baie verbeter, want daar's 'n breek amper asof daar is en so aan. En daar's ook planne wat ingestel word om seker te maak dat daardie relationship tussen die werkplek en die werkplek en die instansie, dat dit baie goed moet wees. Jo, is die jeugsubsidieloon genoeg van aansporing vir maatskappye om te belê en om te sê, maar goed, hierdie is die vaardigheidstekorte, dis wat ons nodig het as 'n maatskappy, maar dis wat ons ook as 'n ekonomie nodig het, om dan meer van daai jong mense in te trek? Ja, kyk, ek dink die subsidie is een, maar daar's ook ander programme en so aan. Byvoorbeeld, ek bedoel met die learnerships byvoorbeeld, waar daar groot geld beskikbaar gemaak word vir opleiding binnekant in die werkplek en so aan. So daar's verskillende programme daar, en ek dink daar's genoeg motivering. Maar die probleem dink is dat mense baie keer sien dat die opvoeding dat dit 'n probleem is van die regering, en ek sê dis 'n probleem vir almal van ons. Early on we referred to, Graham, that there's a bit of a mismatch. The economy needs one thing, but companies seem to invest in other areas and other sectors of our economy. How do we then reform our educational system that there's a better match and that we are able to employ more young people? Look, I will answer that, but I think that we must say in Spain, nothing has happened to the education system, but many people of the young are unemployed. So something is happening. So education can't solve it all. It can create some jobs, but not all jobs. So I think we must improve the foundations, and as Joe says, we need to make sure that the education system works, but we also need better support and better mentoring.
And also business and parents must come to the party. I would say don't oversimplify. Otherwise, we end up with the Northern Cape situation. If you say it's simply an issue of school kids involved in struggles. If you overcomplexify, you say working class people or uneducated people have no role, whereas parents of all kinds have a role, especially those affected by apartheid, should be organized. So I think that there's a lot to do. Should there be more of an involvement, a bigger degree of involvement from government side? We've seen the national development plan that also says that we need to do more. Do you want government to intervene more? Do we want more intervention? I think we do. I think we want better education provided. I think there's no doubt about that. So government should get involved and officials should do their jobs. And that involves parents in putting pressure on officials and teachers. So there is some greater involvement from government, from schools, from teachers, from principals and officials. But at the same time, business itself and parents need to get involved and the broader community. It's a national problem. Maar hy kry nou gevalle in die Noord-Kaap byvoorbeeld waar kinders weerhou word op Koereman om skool toe te gaan. En dit help nie die prosesse aan nie. Dit weerhou kinders om te leer wat uiteindelik die vaardigheidstekorte gaan affekteer. Ja. Nee, ek dink dat die probleme in hy streek is 'n groot probleem. Mense, ons moet almal die opvoeding en die opleiding van die jeug moet ons eerste stel. Dit is 'n groot probleem. Graham het ook genoem. Dis 'n nasionale probleem. En almal van ons. Nou ek wil ook sê dat die leerders self hulle moet ook as hulle die geleenthede kry, moet hulle daardie geleenthede gebruik en hulle moet dit benut as dit ware sodat een komponent in die hele storie ons moet almal saamwerk sodat ons dit kan oplos. En as jy byvoorbeeld vir 'n jong persoon wat wel werkloos is vanaand advies moet gee, veral as 'n kwalifikasie owerheid, is daar spesifieke sektore waarop hulle sterker moet fokus? Ons hoor die hele tyd Graham het ook vertel van wiskunde en wetenskap en dat daardie vakke so belangrik is, maar ons kan nie net 'n klomp wetenskaplikes hê ook hier nie. Ja, kyk as 'n mens na die 100 die lys van 100 van die beroepe wat die regering bekend gemaak het, dan is 'n groot gedeelte van daardie het wetenskap en wiskunde nodig. So dit is 'n area wat mense moet ingaan. Soos ek gesê het, die finansiële sektor is belangrik, maar ook die artisans, jy weet, soos mense byvoorbeeld welders en so aan. Die ambagsmanne, almal se talente nodig. So dit is 'n groot area wat ook mense moet ook ingaan. Wat braak lê. Baie dankie vir jou tyd vanaand en in Kaapstad Graham Block. Thanks so much for participating. Dis ongelukkig al vir vanaand. Maak gerus kontak met ons. Kykers se kommentaar, tweets, voorstelle, dis altyd welkom. Skryf net die woord fokus gevolg deur 'n kort boodskap en SMS dit dan na 34444. 'n SMS kos R2. Word gerus ook 'n lid van ons fokusgroep op Facebook of volg ons dan op Twitter by Fokus ZA. Alles van die beste vir die week wat wag. Geniet Erfenisdag van my Lenet Francis, ons gaste hier in Johannesburg en in Kaapstad en die res van die Fokusspan. Totsiens dan volgende Sondag aan om 7:00 op SABC3.